Goeiemôre broeders en susters. Baie welkom aan een en elk van u ook besoekers wat vanoggend hier by ons mag wees. Ons sê ook welkom aan diegene wat deur middel van die internet ook deel het in ons erediens. Ons het net 2 afkondigings vooraf. Die kollekte onder die diens vanoggend is vir die diakonale kas. En die kollekte by die deure is vir die bediening veral van ons jong mense in Europa, meer spesifiek ook in Londen. Daar word pragtige bedieningswerk onder hulle daar gedoen en die kollekte by die deure is dan daarvoor. Dan gee ons vanoggend die blomme aan Nadia Alers. U sal sien dat sy in die hospitaal was. Ons is baie dankbaar dat sy reeds tuis is. En ons gee vir haar hierdie blomme, ook met die bede dat die Here vir haar mooi beterskap sal gee. Kom ons begin hierdie heerlike ontmoeting met die Here, met die sing van Psalm 62. Ons sing daarvan die eerste vers, bladsy 304, en dan direk daarna Psalm 95, vers 4, so bladsy 478. Ons verklaar nou saam met mekaar, broeders en susters, dat ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 95, ons sing daarvan vers 1 en 3. Kom laat ons jubel voor die Heer. Laat ons hom toesing, lof en eer, die rots van heil wat ons oordek het. Psalm 95, vers 1 en 3.
Kom ons nou saam met mekaar belydenis van ons ongetwyfelde Christelike geloof. Die geloof wat vir ons so kosbaar is en so krag is in ons lewe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Op die 3de dag het hy opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel. En hy sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons sing saam, broeders en susters, uit Psalm 9 vers 1, 7 en 10. Ook daar waar ons pas saam ons geloof bely het. Ek gaan u vra om op te staan as ons hierdie Psalm sing. Psalm 9 vers 1, 7 en 10 en daarna kan u weer gaan sit. As die Here sy wil vir ons lewe, broeders en susters, aan ons bekend maak, dan begin hy dit altyd deur in die eerste plek vir ons te sê wat hy vir ons gedoen het. Dink aan die wet van die Here in Eksodus 20. Die wet van die Here begin met: ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. En daarna volg die 10 gebooie. Ook in die Nuwe Testament kry ons dit. Dat God in die eerste plek kom om vir ons te sê wat hy vir ons gedoen het, waarin ons deel het. En op grond daarvan vra hy dan 'n toegewyde lewe aan hom. As Paulus aan die Kolossense skryf, dan begin hy so: aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand
van God sit. Sien nie? Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is. Dis die genade, dis die groot genade waarin ons deel, en op grond daarvan vra die Here ook 'n nuwe lewe. En dan beskryf Paulus dit soos volg. Hy sê, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Hier sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan hierdie dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nyd, gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. Jy moet nie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek. En leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Julle is die uitverkore volk wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Hoor dit alles, moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Kom ons antwoord op die wet van die Here, sy wil vir ons lewe. Psalm 1, ons sing daarvan die eerste vers. Kom ons bid nou saam. Ons hemelse Vader, dit is Sondagoggend. U het ons tot stilstand gebring. En dit is U wat ons na U toe geroep het. In die rustigheid van hierdie dag, Here, maar ook in die tyd wat ons saam met mekaar by U kan deurbring. Die tyd wat ons ook vandag het, om ongehinderd en persoonlik
ook baie tyd met U deur te bring. Here, hierin sien ons U wonderlike sorg oor ons. Hierin sien ons ook U ongelooflike wysheid. Want U weet dat ons dit regtig nodig het. Dat ons ook 'n dag soos hierdie in hierdie tyd so nodig het. Dankie dat ons kan rus van ons daaglikse werk. Dit wat ons elke dag van die week besig hou. Waarin ons hardloop en hard moet werk. Dankie dat ons daarvan kan rus. Omdat U nie wil hê dat ons slawe van ons werk moet wees nie. U weet ook, Here, en daarvoor sê ons vir U baie dankie, dat ons dit nodig het om geestelik opgebou en versterk te word. Ons het tyd nodig om op 'n dag soos hierdie in rustigheid en in stilte net kind by U te kan wees. By U te kan luister, met U te praat. Ons het dit so nodig in ons lewe. Ook 'n tyd van besinning oor ons lewe. 'n Tyd om opnuut te vra, hoe gaan ek my week in? Waar lê my krag? Daarom dank ons U vir 'n dag soos hierdie. Ons dank U, Here, vir ons by mekaar wees vanoggend as U kinders en U teenwoordigheid. En ons vra, laat dit regtig ook in ons lewe die dag van die Here wees. Mag ons vandag saam met mekaar iets meer leer verstaan van hoe groot U liefde en U genade teenoor ons is. Mag ons iets leer verstaan, Here, van hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. En ons vra, Here, dat ons sy liefde sal ken. Liefde wat ons verstand te bowe gaan. En Here, vervul ons vandag met U volheid. Dankie dat U ons ook vir mekaar gee as medegelowiges. Ons wil vra, Here, mag ons vir mekaar regtige inspirasie wees om in die geloof te bly volhard. Mag ons 'n inspirasie wees om U met ons hele lewe te bly dien, met al ons kragte. Mag ons vir mekaar 'n inspirasie wees om werklik op U te vertrou. Ook in die hartseer, ook in die pyn van hierdie lewe. Mag ons mekaar daarin herinner dat U ons nie sal loslaat nie. Dat U in droefheid en hartseer en pyn, dat U gesê het, ek sal julle dra. Here, U woord gee lewe. Want U Gees werk kragtig en dinamies deur U woord. Mag ons dit ook op hierdie dag in ons eie lewe so beleef. Wil U ook deur die werking van U Gees met U woord inkom
tot die diepste dieptes van ons lewe. Maak ons harte ontvanklik vir u woord. En Here, rig tog ons lewe daardeur. Lei ons na die water van die lewe, ons Here Jesus Christus. Vergewe, Here, al ons sondes. Gee vir ons krag om 'n pad te loop van heiligmaking in ons lewe. Mag ons werklik opstandingskinders van ons Here Jesus Christus wees. Mense wat die sonde afsterf en opgestaan het in 'n nuwe lewe. 'n Nuwe lewe van diens aan u. Blymoedige en oorgegewe diens. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Nou broeders en susters, net vooraf enkele paar gedagtes. Jy weet reeds dat ons besig is met die hele reeks wat ons noem die hartklop-reeks, na aanleiding van Christus se brief aan die gemeente in Efese. En ons doen dit alles onder die hooftema van die vraag van die Here: het jy my baie lief, Belwel Oos? Net om 'n bietjie te herinner aan wat ons al gedoen het. Christus het aan die gemeente van Efese gesê, Openbaring 2 vers 4 en 5, hy het gesê: maar ek het dit teen julle, julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. En toe die Here vir hulle gesê: dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en ek sal julle lam van sy plek af wegvat. Dit lê in die hart van Christus se brief aan die gemeente in Efese. Nou het ons al vir u daarop gewys dat in hierdie brief stel Christus hom eers bekend aan die gemeente. Daarna beoordeel hy hierdie gemeente positief, negatief. Maar daarna help hy ook die gemeente om werklik kerk van Jesus Christus te wees. En hy sê vir hulle, julle moet 3 dinge doen. Dink 'n bietjie en onthou hoe ver julle al agteruit gegaan het. Dis die eerste wat hy vir hulle sê. En dan sê hy vir hulle, en bekeer julle. En dan direk daarna sê hy, doen die eerste dinge. Doen weer die eerste dinge. Volgende broeders en susters, wil ons graag uitkom by een van die eerste dinge in ons almal se lewe. Dit waarsonder ek nie 'n kragtige gelowige kan wees nie, waarsonder ons nie kragtadig ook kerk van die Here kan wees nie. Weet jy, dit gaan oor 'n baie eenvoudige saak. Dit gaan daaroor dat ek en jy, en ek dink dis vir ons in tyd waarin ons lewe geweldig belangrik, vir ons in ons lewe tyd saam met die Here deurbring. Tyd saam met die Here spandeer, en ek wil dit graag doen onder 'n hooftema: eerste dinge, eerste. Eerste dinge, eerste. Kom ons lees uit die woord van die Here uit Lukas 10. Lukas 10, ek gaan lees vanaf vers 25 af.
Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord," sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die lewe verkry." Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?" Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: "Toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met hierdie pad langskom. En toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar 'n leviet by die plek gekom en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na die herberg toe geneem om hom daar verder te versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: "Sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom." Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord: die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom: "Gemaak jy ook so." Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te kry. Sy kom toe daar staan en sê: "Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sy moet my kom help." Maar die Here antwoord haar: "Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie." Die laaste 2 verse, broeders en susters: Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Eerste dinge, broeders en susters, moet eerste kom in ons lewe. Ons kan sê, daar is sekere prioriteite in ons lewe. En hulle moet prioriteite bly. Ons leer dit uit ons Here Jesus gesprek met 2 vroue. Aan die een kant Maria en aan die ander kant Martha. Nou hulle was 2 susters en hulle het saam met hulle broer Lazarus in 'n huisie daar in Betanië gewoon. Dis 'n baie hegte gesinnetjie hierdie. Saam met mekaar het hulle ook geweldig baie dinge in die lewe deurgemaak. Jy sal jy herinner dat hulle ook, dat Lazarus later gesterf het en
wat dit nie in hulle lewe gebring het nie. Maar vir hierdie gesinnetjie, hierdie twee susters en hulle broer, was ons Here Jesus nie 'n onbekende nie. Daar's aanduidings dat ons Here Jesus baie dikwels by hulle tuis gegaan het. Hulle het hom met oop arms ontvang. En veral as hy in die omgewing van Jerusalem gewerk het, tref dit 'n mens dat hy na harde werk so dikwels by Martha, Maria en Lazarus gaan oornag het. En vir hierdie drie mense was ons Here Jesus geweldig lief. Johannes sê in sy evangelie, Jesus het Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. Dink ek kan sien dat daar 'n baie besonderse band tussen ons Here Jesus en hierdie gesinnetjie bestaan het. En om Jesus telkens in hulle huis te ontvang, was vir hulle 'n voorreg. Hulle het hom telkens as 'n gas gesien. Nou is aanduidings dat hulle geweldig goed vir hom gesorg het. Maar nou is ons Here Jesus by hulle aan huis. En met die Here Jesus in hulle huis tree hierdie twee susters totaal en al verskillend op. Maria was daardie dag een in al bedrywigheid. Sy wou aan haar Here, aan Jesus en sy disippels 'n maaltyd voorsit. Sy wou vir hulle net die beste gee. En om alles daarvoor gereed te kry, moes hy immers hard werk. Dit kos werk, dit kos voorbereiding werk, om vir mense te kan kos gee. Martha was die aan die gang vrou, die aktiewe, altyd besig. Nou haar suster Maria het aan die ander kant weer totaal en al anders opgetree. Sy het alles gelos en net by die voete van die Here Jesus gaan sit en na hom geluister. Sy woorde ingeneem. Ek dink ons kan ons voorstel dat sy net nie genoeg kon hoor uit sy mond nie. Sy dood eenvoudig voor hom gaan sit, want hy het so baie gehad om vir haar te gee. Nou het jy gehoor dat hierdie optrede van Maria vir Martha, een te veel was. Sy is die een wat moet rondhardloop en alles doen, terwyl Maria rustig daar by die voete van die Here Jesus sit. Dit word vir Martha 'n ergernis. Sy raak omgekrap hieroor. En die Here laat daar maar begaan. Hy sê nie vir Maria, Maria, help 'n bietjie vir jou suster nie. Hy sê niks. En so het Martha se ongelukkigheid gaandeweg opgebou, toe sy dit nie meer kon hou nie. Toe staan sy voor die Here en sê vir hom met 'n baie verwytende stem, Here, hinder dit U dan nie dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê vir haar sy moet my kom help.
Weet jy, en dit was toe dat ons Here Jesus met Martha gepraat het. Hy sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg, jy is bekommerd oor baie dinge. Maar net een ding is nodig. Dan sê hy vir haar, Maria, jou suster, het die beste deel gekies. En dit sal nie van haar weggeneem word nie. Martha, Martha. So praat jy tog, broeders en susters, met iemand oor wie jy besorg is. Dit was nie liefdelose woorde van ons Here Jesus nie. Hy het baie goed geweet dat dit waarmee Martha besig was ook uit haar hart uitgekom het. Hy het geweet dat sy ook daarmee haar Here wil dien. Maar hy het ook geweet dat sy nog iets moes leer. En in sy antwoord aan Martha, stel die Here dan die baie dinge waarmee sy besig is, teenoor die een ding wat noodsaaklik is. Sy moes leer om te kan stil word by die voete van haar Here. Sy moes leer om net te kan luister en te ontvang. Sy moes leer om haarself te voed, geestelik te voed. Dit by haar Here. Want hy het soveel gehad om vir haar te gee. Hy wou homself aan haar gee. Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge. Maar een ding is nodig. Weet jy, broeders en susters, dis baie opvallend dat hierdie gebeurtenis daar in Martha en Maria en Lazarus se huis direk volg na die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Die gelykenis van die barmhartige Samaritaan gaan dit oor dinge wat ons moet doen. Ons moet dade van barmhartigheid bewys. En uit hierdie gelykenis sien ons dat ons Here Jesus nie geloofsdade, harde werk, dat hy dit van die tafel afvee nie. Hy veroordeel dit nie. Hy veroordeel dit nie dat ek besig is om ander te help en by te staan, ook in diens van my Here nie. Deur die gesprek met Martha direk na hierdie gelykenis te laat kom, sê ons Here Jesus, waar kom hierdie dade wat julle doen vandaan? Waar lê die wortel van hierdie dade? En dit is 'n kinderlike luister na die Here. 'n Kinderlike luister na die woord van die Here.
Ek en jy, my liewe broer en suster, en ek praat net so hard met myself, moet nie so besig wees met die baie dinge in ons lewe. Ja, selfs besig wees met die baie dinge van ons Here nie. Dat ons nie meer tyd het. Dat ons nie meer tyd maak om te luister na die Here van alle dinge nie. Rustige, stil luister na die Here. Tyd saam met my Here. Tyd vir ontvang. Tyd vir gesprek. Tyd vir nadenke. Broers en susters, ons kan nie daar sonder nie. Moet 'n prioriteit wees in jou en in my lewe van elke dag. Ek sal onthou wat ons Here Jesus baie vroeg in sy bediening vir die duiwel gesê het. Hy het vir die duiwel gesê, weet jy, 'n mens leef nie alleen van brood nie, maar uit elke woord wat uit die mond van God kom. Ons is almal, broeders en susters, verskriklik besig met baie dinge. Baie van daai dinge is baie goed en is reg. Ja, daar is ook dinge wat ons weet minder goed is. Ons is besig. Selfs ons kinders vandag is ongelooflik besig. As daar iets is, byvoorbeeld by die kerk wat gereël moet word, dan is ouers baie vinnig om te sê, ek weet nie waar my kind dit nog gaan inpas nie. Dis 'n redelike standaard antwoord. Ons hardloop aan mekaar. Weet jy, die beste en die vinnigste manier om tyd te verloor is om geen tyd vir God te hê nie. Tyd wat ek en jy by die Here, saam met die Here. Daai tyd wat ons by hom deurbring, kom altyd met wins terug. Miskien is dit een van die grootste uitdagings van ons tyd, broeders en susters, dat ons weer moet leer om te kan stil word by die Here. Ons oefen om werklik te kan luister en te kan hoor. Persoonlike gemeenskap met my Here te beoefen. Myself te kan voed, kos te kan gee, geestelike voedsel te kan gee uit die woord van die Here. Want weet jy, wanneer ons daarby uitkom, dan hoor ek hom ook persoonlik met my praat. Dan word dit ook tye van ongelooflike geloofsgroei. 'n Tye van geweldige groei ook in my eie verhouding met die Here. En dis in daardie tye dat ek selfs met die gemors van my lewe na die Here toe kom. Dat ek baie dinge in my lewe met hom uitsorteer. Is daar by hom dat ek baie dinge wat my jaag kan los.
om in hom vrede te vind. Dis in daardie tye wat die Here mense intens verseker van sy liefde. Dat jy besef maar, ek is spesiaal vir die Here, ek is 'n kind by hom. Jy leer om van die genade van die Here te lewe. Jy weet, jy het 'n plek. Jy het 'n Here, na wie toe jy kan vlug met oop arms as sy kind. Terwyl jy na hom luister, verstaan jy iets van jou roeping. Leer jy iets verstaan van waarom jy nog lewe. Ook waarvoor die Here jou wil gebruik. Ek dink deur sy gesprek met Martha, broeders en susters, sê die Here vir ons, harde werk is goed, ja. Maar rustige gemeenskap met die Here, dis 'n moed. Eerste dinge moet eers kom. Hy het soveel om vir ons te gee. As ek en jy maar net tyd het. Die broeders en susters, ek wil graag vanoggend afsluit. En vir jy sê dat daar geweldig baie hulpmiddels is, wat u en ek kan gebruik, om van hierdie tyd in ons lewe, my tyd saam met die Here, so 'n sinvolle tyd te maak, 'n tyd van geweldige geloofsgroei. Ek gaan vanoggend net een voorbeeld vir u noem. Iets wat u kan gebruik. Ek wil graag verwys na ons kerk se tydskrif vir ons jong mense. Hy staan bekend as Kruispad. Baie van u moes dit al gesien het, dit lê hier op die tafels. Jy kan ook inteken daarop. Weet jy, in die nuutste uitgawe van die Kruispad, is daar 2 bylaes, hulle lyk so. Mense kan hulle uithaal. Is daar 2 bylaes met fantastiese hulp, ook vir hierdie tyd van 'n mens se lewe. En hierdie is vir oud en jong, letterlik. Oud en jong kan hieruit geweldig baie leer. Hier is inligting, veral vir ons jong kinders, oor die elektroniese Bybelprogramme, wat jy kan gebruik, as jy besig is om die woord van die Here te lees, as jy besig is om na hom te luister. Hier is ongelooflike hulpmiddels in, broeders en susters, groot bladsye, oor Bybelse gegevens, hoe alles in die Bybel eintlik in mekaar steek. Hier is iets wat opplak kan word in 'n kamer. En hierdie bylaas help hulle jou oor wat jy moet doen, ook as jy die woord van die Here gaan oordink. Hier is maar net 'n skyfie van daardie artikel. Ook in hierdie bylaas gee hulle fantastiese hulp en leiding oor wanneer 'n mens as 'n Bybelstudiegroep by mekaar kom. Wat doen jy? Waarmee is jy besig? En dan kosbare leiding. Vir jou eie gebede, jou gebede saam met ander. Jy kan hierdie hulpmiddels bekom, broeders en susters. Vra vir Jenny in kantoor of vra vir my. Teken selfs vir u kinders, en nou praat ek met die ouers, teken vir u kinders in op die Kruispad. Ek het in my lewe nog nie so 'n waardevolle tydskrif gesien
vir kinders se eie geestelike vorming en ontwikkeling nie. Kruispad is selfs vir hulle digitaal beskikbaar. Laaste opmerking. As ons nie werklik daagliks moeite doen om onsself geestelik te voed, te verryk nie, sal ons geestelik armer en armer word. Hoe besiger jy en ek is, moet my mooi hoor, hoe besiger ek en jy is, hoe noodsaakliker is dit vir ons om tyd saam met die Here deur te bring. Hoe besiger, hoe meer tyd het ek nodig, ook saam met my Here, want hierdie lewe is rof. Eerste dinge moet eerste kom. Amen. Kom ons blaai, broeders en susters, na Psalm 19. Ek wil graag hê dat ons hierdie vers saam sing, dis op bladsy 89. Psalm 19 vers 4. Hoe kosbaar bly u woord deur eeue onverstoord. Nou het ek die verkeerde vers. Psalm 19 vers 4. Sy. Pieter. Onse hemelse Vader, ons wil werklik bid dat elkeen van ons deur u woord en deur u gees ook tot stilstand sal bring. Here, bewaar ons daarvan om in hierdie lewe te bly hardloop en soms nie te weet waarheen nie. Gee dat ons goeie tyd elke dag met u sal deurbring. Here, ons het u nodig. Ons het u liefde nodig. Ons het u lyding nodig. Ons het dit nodig om u hand op ons skouers te voel. Ons het nodig om gevoed te word in die woord van die lewe. Help ons hiermee, seën ons daarin. Gee ook vir ons as ouers daai genade om ons kinders dit ook te kan leer. Dat hulle die krag mag ken van 'n rustige gemeenskap,
altyd saam met U. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Terwyl die kollekte opgeneem word, broeders en susters, gaan ons sing uit Skrifberuiming 17:1, vers 1, 5 en 6. En sonder dat ek dit weer aankondig, as die kollekte klaar opgeneem het, is ons slotpsalm, Psalm 131, vers 1 en 3.
Kyk nou, broeders en susters, hoe die Here u seën as een van sy kinders, met wie hy in ware geloofsgemeenskap wil lewe. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Net 'n paar afkondigings, broeders en susters. Die eerste is in verband met die barmhartigheidskringloop projek. Weet jy, daar's nou oor die 280 lidmate wat ingeskryf het om te gaan stap. Ek dink dit is wonderlik. Ons vra dat alle geregistreerde stappers asseblief nou na die diens hier voor hulle borgvorms kom afhaal. Daar gaan 3 punte wees waarheen u kan kom. U gaan na die groep toe wat deur middel van die alfabet vir u wys volgens u van dat u so toe moet gaan. 3 groepe, alfabeties is net om dit makliker te maak. Eerskomende donderdag aand het ons susters 'n baie besonderse aand. U kan daaroor meer lees in die boodskapper en dan vind die vrouekonferensie eerskomende Saterdag in Stellenbosch plaas. Lyk vir my die manne gaan kinders oppas hierdie volgende naweek. Dan, broeders en susters, wil ons graag 3 nuwe lidmate, ook gesinne by ons verwelkom. In eerste plek vir Christo en Liani Botha. As hulle net kan opstaan. Hulle nie gesien nie. Is dalk daar agter. Maar daar sit hulle. Daar sien jy 'n baie mooi foto van hulle. Hulle kom van Belwel gemeente af saam met hulle 2 kinders, Ruben en Lisa. Ons sê vir julle baie welkom hier by ons en geniet dit. Dan wil ons graag vir Herman Kreer en sy kinders Nicola, Emil en Carla ook verwelkom. Hulle is nou al 'n rukkie hier. Ons gaan hulle vanoggend verwelkom. Hulle sit daar as julle net 'n oombliekie kan opstaan. Sê vir hulle baie welkom. Weet, is 'n besonderse gesin. Die aand toe ek daar by Herman en sy vrou Joaline was dit 'n verskriklike mooi geseënde aand. En jy kan gerus by hulle draai gemaak. Dit lyk soos 'n dieretuin in hulle tuin. Joaline versorg diertjies wat seer gekry het ensovoorts. Herman, saam met jou en jou kinders en vir Joaline, baie welkom hoor. En dan vir Jan en Susan van Heerden. Hulle kom van Durban Noord af. Daar sien jy 'n foto. Waar is hulle? Ek sien hulle. Dis hulle. Daar sy. Jan en Susan, Jan is die broer van Andries. Hulle kom van Durban af. Ons sommer al klaar lekker ingeskakel in 'n Bybelstudiegroep. Ons wil vir Jan en Susan sê ook baie welkom in ons midde, hoor. Baie dankie.